julle almal hartlik welkom in die huis van die Here en ook aan ons kykers. Die seën van die Here met u. Nou, hier die eerste helfte van my gesprek vanaand en die tweede helfte gaan in 2 sarsies op televisie aangebied word. Maar ek wil weet of julle al gehoor het van Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Soa. En julle het al ja. Julle het net vergeet waar het julle van hulle gehoor. Loof die Here o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, Psalm 103 vers 5, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Die mens, soos die gras is hy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders. Vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink, om die te doen. Die Here het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here sy engele, kragtige helde, wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here al sy leerskare, sy dienaars, wat sy welbehaag doen. Loof die Here al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here, o my siel. Mooier as dit kan 'n mens seker nie kry nie. Psalm 103, geskrywe deur Dawid, een van God se groot lofsangers. En ek het gesien terwyl ons gesing het, dat daar van julle is wat julle hande ophef. Ons is ook gevra om iets anders te doen. En dit kan ook. Maar wanneer julle hande ophef, dan is dit 'n besliste verhoudingsgebaar teenoor God. En dan sou ek wonder, waarom lig 'n mens jou hande op wanneer jy God prys? As jy nou vir iemand sou vra, hoekom lig jy jou hande op wanneer jy God prys? Dan sal iemand sê, maar ek doen dit om God groot te maak. En dis goed. Maar die Bybel sê dit nie in soveel woorde nie, as ek dit reg het, dat ons hande ophef om God groot te maak nie, alhoewel dit die reël is wanneer ons God groot maak. Of iemand anders kan sê, ek gee aan die Here oor. En dis ook goed, maar die Bybel sê dit ook nie. Of iemand kan sê, ek ontvang as ek
So staan ontvang ek van die Here. En dis ook goed, want 'n mens ontvang mos so met jou hande. Maar het julle geweet dat die Bybel 'n baie besliste rede gee waarom gelowiges hulle hande ophef? Daar is, kom ons sê dit bietjie moeiliker, 'n teologiese onderbou by die opheffing van hande. En nie minder nie as dieselfde Dawid, wat Psalm 103 gedig het, gee vir ons die rede waarom hy sy hande opgehef het na God in aanbidding. Paulus het dit ook gedoen. So dis nie net 'n gebruik wat in die Ou Testament voorgekom het, dat mense hulle hande na God opgehef het nie. Dit kom ook in die Nuwe Testament voor. In 1 Timoteus 2 vers 8 sê Paulus, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. So dis ook 'n Nuwe Testamentiese gebruik van die kinders van God om die naam van die Here met handopheffing te verheerlik. Maar Dawid gee vir ons die spesifieke rede in Psalm 141 vers 2. Hy sê, laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Laat my gebed, sê dit tog nou saam met my asseblief, laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Dus vergelyk hy die opheffing van hande met lofprysing, met die aandoffers wat Israel teenoor God gegee het, aan God gebring het. En hy sê ook dat die opheffing van sy hande te gelykertyd 'n lieflike geur in die neus van God is. Laat my gebed soos reukwerk. Let my prayer be set before you as incense. Laat my gebed soos reukwerk, dus voor u staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Wat Dawid sê, is wanneer hy sy hande opsteek, dan gaan die rook van die aandoffer op na God toe, en God ruik die lieflike geur van die aandoffer, en wanneer ons hande ophef voor God, dan ruik God die lieflike geur van ons lofprysing. Waarom sê Dawid, steek ons hande op? Omdat ons daarmee 'n lofoffer en 'n reukoffer aan God bring, waarvan God hou. Die aandoffer en die môreoffer, wat die twee teenpole van dieselfde bedrywigheid was, word volgens Eksodus 29 vanaf vers 38, een in die oggend en een in die aand, aangebied. So maak 'n nota van Eksodus 29 vanaf vers 38. God het vir Moses gesê, elke dag moet julle 'n jaar oud lam by die ingang van die tent van samekoms offer, by die tabernakel offer. En dit moet geoffer word met 1 liter wyn en 1 liter olie en 1/2 kilogram fynmeel. Nou stel jou voor hoe lekker het daardie lamsvleis gewerk. Ruben, jy wat so lief is vir skaapvleis, en jy ook. So julle weet nou dat God lief is vir die geur van skaapvleis. Of vleis, want dalk 'n bok ook gewees het. Ek sê God hou van die geur van braaivleis. Hou julle ook daarvan? Die vermoëns wat ons het om van dinge te hou, kom van God af. Hy het ons so gemaak. En wat ruik nou lekkerder as 'n vars gebakte broodjie uit die oond? En die botter en die stroop lê gereed om dik opgesmeer te word, saam met so 'n vars skaapchoppie en 'n vars skaapworsie en moenie van die ribbetjie praat nie. Dis mos nou vleis en brood, en in kombinasie was dit die elemente, die bestanddele wat
in die môreoffer en die aandoffer voor God verbrand was by die ingang van die tent van samekoms. Elke môre, elke aand het hierdie lieflike vuuroffer en die reuk, die geur van die brandoffer opgestyg in die neus van God. En dit was vir God so lekker dat hy 3 dinge gedoen het in reaksie daarop. Die eerste wat God gedoen het was dat hy afgekom het teen die rookie. Wanneer die offerrook van die lam, sê Eksodus vanaf 29, vanaf vers 38, wanneer die offerrookie opgegaan het, want in die oggende is dit stil in die woestyn, en in die aande is dit stil, daar's die winde wat waai nie, die rookie spiraal op, en wanneer die offerrook opgaan in die neus van die Here, die eerste wat God doen, hy daal neer. Het jy 'n behoefte aan God se teenwoordigheid in jou lewe? Ek vra jou reguit, het jy 'n behoefte aan God se teenwoordigheid? Maar natuurlik, hy woon in ons. So hy is altyd by ons. Maar God kan ook op 'n spesiale manier teenwoordig kom in jou lewe wanneer jy hom prys. So wanneer jy jou hande ophef en die naam van God prys, hou maar aan daarmee, nie lank daarna sal jy agterkom, maar die Here is hier. So as jy op 'n keer alleen voel, en voel maar, dit voel nie vir my of die Here by my is nie, begin om te prys. En dan gaan leer jy sommer Psalm 103, is maar net 22 versies, gaan leer jy dit uit jou kop, en soos ek het vanaand hier opgesê het, sê jy dit op, loof die Here o my siel, en alles wat binne in my is, kan iemand dalk 'n handjie ophef? Sy heilige naam, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid, sê dit saam, vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. En dan sal jy, as jy so aangaan, die Here is by my. Tweede ding wat God doen, hy doen 3 dinge. Die tweede ding wat hy doen, hy praat met die volk van Israel. So staan dit daar. Wanneer die oggendoffer en die aandoffer se rookie opgaan en God neerdaal, dan kom praat hy met die volk. En ek het 'n behoefte aan die stem van die Here. Ek het 'n behoefte aan die stem van die Here. Ek hoor sy stem daagliks, wanneer ek in die Bybel lees, want die Bybel is sy woord. So ek hoor God se stem gereeld, maar soms het ons 'n behoefte daaraan dat God deur sy gees met ons sal praat. En as jy 'n behoefte daaraan het, begin om God te prys met handopheffing, want die Here sê in die Ou Testamentiese voorbeeld, hy praat dan met die volk. Die derde ding wat hy doen is, hy heilig die volk deur sy teenwoordigheid. En daaraan het ek net so groot behoefte. Ek het 'n behoefte aan hierdie 3 reaksies wat God toon wanneer die offerrookie opgaan in sy neus. Ek het 'n behoefte aan God se teenwoordigheid by my. Ek het 'n behoefte aan God se stem wat in my hart spreek. En ek het 'n behoefte aan heiligmaking. Ek het 'n behoefte dat God my deur sy teenwoordigheid sal heilig. En daar is niks wat 'n mens so heilig soos die teenwoordigheid van God nie. Net soos 'n vrou haar man deur haar teenwoordigheid heilig. Toe ek en Helen getroud is na ons verloof was, ja, toe gaan het ons op 'n witbrood, daar in Amanzimtoti, daai jare, en stap ons na die strand, en hier kom 'n dingetjie van voor af verby, en ek kyk so, en sy sê vir my, wat kyk jy? Dis my vrou, so sy het my geheilig deur haar teenwoordigheid. As mans hulle vrouens altyd
altyd saamvat waar hulle gaan, sal hulle baie minder kattekwaad aanvang. Is dit nie die waarheid nie? En as vrouens hulle mans altyd saamneem waar hulle gaan, sal hulle minder kattekwaad aanvang. Want die teenwoordigheid van God heilig ons. En so hef ons hande op na die Here en ons verheerlik sy groot en sy wonderlike naam. Nou kom ons gaan 'n bietjie verder. Ek het nog 'n paar minute oor vir hierdie eerste sessie en ek gaan probeer om dit mooi in 'n eenheid af te rond. En dit is dat in Psalm 103 vers 1 en 2 word daar 2 redes aangegee waarom God verheerlik moet word. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Die eerste rede waarom ek God prys is om die ere van sy naam. En vers 2, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Die tweede rede waarom ek God prys is oor al die wonderlike dinge wat hy in my lewe vir my gedoen het. En dis die kronologiese volgorde. Ek loof God eerstens vir wie hy is, en tweedens vir wat hy doen. Ek loof God eerstens vir sy hart, en tweedens vir sy hande. Want sy hart is wie hy is, en sy hande is wat hy doen. Maar al sou hy ook niks gedoen het nie, sal ek hom nog prys. Ek sê, al sou hy ook niks gedoen het nie, sal ek God nog prys, terwille van die ere van sy naam. En in die Ou Testament is daar verskillende verwysings na die naam Jehovah of Yahweh in verbinding met sekere aktiwiteite van God. So byvoorbeeld sê Genesis 22 vers 14 dat hy Jehovah Jireh is, Jehovah Jireh, die Here wat voorsien, daar op die berg waar Abraham vir Isak sou offer. Toe hy die lam voorsien, toe sê Abraham, op die berg van die Here sal dit voorsien word, Jehovah Jireh. God het vir jou ook al voorsien. Hy het. Sal ons hom prys vir wat hy vir ons gedoen het? Sal ons die Here loof vir sy voorsiening? En as jy voorsiening van God nodig het, klim maar op die berg van voorsiening, hy is daar. Hy sal help. Die tweede uitspraak is in Exodus 15:26, waar Moses hom Jehovah Rofeka noem, die Here wat genees. Geen een van die siektes wat ek op Egipte land gelê het, sê hy sal ek op Israel hê nie. Die Here is die een wat gesond maak. Jehovah Rofeka. Ek dank God vanaand dat hy die groot geneesheer is. Het die Here jou al aangeraak in jou lewe? Is daar hier van julle wat al werklik deur die Here genees is? Hy doen dit. Dis deel van sy toeskrywings, van sy attribute, van sy eienskappe, van sy karakteristieke. Ons loof God, ek loof sy naam, want hy is die Here wat gesond maak. Derdens is hy die Here ons banier, uit Exodus 17, daar by vers 15, waar Moses en die Israeliete teen Amalek geveg het. En as Moses sy hande opgetel het, was Israel die sterkste, en as sy arms moeg geword het, was die Amalekiete die sterkste, en toe het Hur en Aaron gekom, en Moses sy arms ondersteun, terwyl hulle 'n klip onder hom neergelê het, waarop hy kon sit, en so het sy arms sterk gebly tot die aand toe, en het hulle 'n magtige oorwinning oor die Amalekiete behaal, en hy word genoem Jehovah Nissi, die Here my banier. En Moses het gesê, die Here is my banier, dit wil sê, ons veg onder die vlag van God. En ons is in 'n stryd, ons is in 'n worstelstryd, maar ek kan vanaand vir julle sê, dat die Here is ons banier. Is dit nie mooi nie? Sal ons die Here prys omdat hy ons banier is? Jy gaan nie alleen in die stryd nie, die Here is jou banier.
En vierdens in Exodus 31 vers 13 is 'n Jehovah Mekadeshkem. Jehovah Mekadeshkem, die Here wat jou heilig. En dit het ons net gehoor by die lofoffer waarvan Dawid gepraat het, wanneer hy die Here prys, die Here heilig ons deur sy teenwoordigheid. Dis God wat ons heilig. Ons kan ophou om verkeerde dinge te doen, maar ons kan onsself nie heilig nie. God heilig ons. En daarom moet ons naby God kom. En ons moet met Jehovah Mekadeshkem lewe, sodat hy ons kan heilig. Vyftens sê Gideon in Rigter 6:24, hy is Jehovah Shalom, die Here ons vrede. En dis wat ek nodig het. Ek sê dis wat ek nodig het in hierdie wêreld waarin ons vandag lewe. Ek het vrede nodig. Is daar nog iemand wat vrede in die hart nodig het? As jy so rondom jou kyk en jy sien al die papiere wat so rond lê, en die bottels en die plastiek sakke, en al hierdie goed, dan het jy vrede in jou hart nodig. En Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Hy is Jehovah Shalom. My saak met God is reg, en daarom is my vrede nie afhanklik van die omstandighede rondom nie, maar van God se goedheid. Ek het trouens vrede. Ek sê vir julle vanaand, ek het vrede. Want God het vir my vrede gegee. Omdat my saak met God reg is. Romeine 5 vers 1. En dan is hy Jehovah Elyon. Hy is die allerhoogste God, sê Dawid in Psalm 7 vers 17. En ek is bly dat ek aan die kant kan wees van die lewende God. Die allerhoogste God. En aan sy naam kom die lof en die eer en die heerlikheid. En Dawid sê ook op Psalm 23 vers 1, hy is Jehovah Roi, die Here is my herder. En ek het 'n behoefte aan Jesus as my herder, dat hy my sal lei, al gaan ek in donker dieptes, en dat hy daar sal wees vir my. En daarvoor sal ek hom prys. Ek sal die Here loof omdat hy my herder is. Sal jy dit doen? Kan ons dit doen? Sal ons die Here prys omdat hy ons herder is? Loof die naam van die Here nou en tot in alle ewigheid. Amen.